Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag u woord ons lewenspad vandag opnuut verlig. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 11 verse 18 en 19. Wat my veral hinder is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is wanneer julle as gemeente saamkom, en gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. Paulus gebruik twee woorde wat ons met verdeeldheid en partyskappe vertaal. Die verskil tussen die twee is nie altyd so duidelik wanneer mens die teks lees nie. Met verdeeldheid word verwys na 'n skeuring wat twee pole tussen gelowiges tot stand bring. Hulle funksioneer nog saam, maar met konflik. Met partyskappe word verwys na 'n skeuring waarin twee partye mekaar se oppositie word en fisies nie meer die pad kan saamloop nie. Ek verstaan dus dat Paulus sê dat partyskappe as 'n waterdigte teologiese skeiding tussen twee partye tragies is, maar goed in die opsig dat die skape en bokke baie duidelik van mekaar onderskei word. Hy gebruik die gemeenskaplike etes in die gemeente om hulle verdeeldheid uit te wys ten opsigte van hoe hulle optree teenoor mekaar. Hy beklemtoon egter dan die teologiese eenheid wat hulle in Christus het en sigbaar moet maak in hulle optrede. Verdeeldheid moet dus opgelos word, want Christus roep ons tot eenheid. Wanneer dit 'n skeuring ontaard, is dit baie tragies, maar God gebruik dit om openbaar te maak wie vas staan in die waarheid van Christus en wie nie. Dit is nie goed dat daar skeuring is nie, nooit nie, maar skeuring wys wie aan hom behoort en wie nie. Dit blyk dat hy 'n waarskuwing gee om verdeeldheid op te los voordat dit in 'n teologiese skeuring ontaard. En sou dit in skeuring opeindig, is dit belangrik omdat die waarheid en leuen dan baie duidelik van mekaar onderskei word op teologiese gronde. Mag waarheid in Christus genesing bring vir elke vorm van verdeeldheid wat daar mag wees. Kom ons bid saam. Here, bewaar ons asseblief in die eenheid wat U bewerk deur die Gees, en mag ons deur die Gees verdeeldheid in ons wêreld bestry. Amen.